Hartlike, goeie, baie vroeg môre hierso. Hierdie is 'n bietjie van 'n anderste episode. Ek het besluit aangesien ek en Althea altyd mense interview, wil ek iets 'n bietjie anders te doen in hierdie episode. So toe Clinton vir my gevra het of ek saam met hom wil afhike na die brug daar by die Keerboom rivier hier op die Montetjie Pas. Nou kyk, die Montetjie Pas is nou toe vir 'n redelike lang ruk. Ek het gehoor hulle gaan hom regmaak wat fantasties is, want dit is 'n ongelooflike mooi pas. Maar ons gaan nou afstap tot onder by die rivier en dan as ons gelukkig is, hier is die tolhuis, gaan ons 'n koffietjie en 'n pannekoek kry na die tyd. Want soos julle kan sien, dit is 'n pragtige bewolkte dag na so ligte kiesa reën en ek dink dis net die regte dag om vir julle 'n bietjie te wys hierdie staproetes in hierdie berg wat ongelooflik is. En ek is persoonlik baie bly Clint het my gevra om vandag te kom stap, want dit is regtig lekker. Gaan ons nat reën? Ek hoop nie so nie, maar dit gaan lekker wees en ek wil julle wys die stroompie daaronder. So ek weet nie wat voor lê nie, weet nie wat gaan gebeur nie, maar baie welkom op hierdie vinnige uitstappie saam met ons hier by In en Om tuinroete. Ja nee, en ons het skaars begin stap en hier stop ons al klaar. Kom ek wys julle hoekom. Er is blommetjies in strome. Ag, dis mooi hierso. Dit is net hierdie ongelooflike peaceful oggend. Kom ek deel gou met julle 'n stukkie wat ons sien. Ja nee, en julle is reg, ons stop alweer. En kyk net daar. Ja. Kyk net hier onder. Ekskuus, ek vra so om verskoning want ek weet julle kan nie mooi sien nie want my kamera kan nie mooi fokus met hierdie nie. Maar joh, die fokus om hier by ons. Dit is 'n ongelooflike spesiale oggend hierdie. Veral met die weer, dit is heerlik. Ek wens julle was hier. Maar ons gaan daar onder na die rivier toe. Ongelukkig kan julle nou sien hierso, die pad het redelik verspoel. Nou as ons dit nou nie al van tevore gesê het, nou hierdie plantjie hierso is kooigras. Dit is onsaglik sag en dit hou glo vlooie weg. Maar ons gaan definitief iemand moet kry wat weet hoe werk al hierdie plante in die natuur. En as julle net so opgaan, kyk hierdie pragtige blommetjies. Dit is so fyn. Wag, kom ek gaan 'n bietjie nader. Ons fokus om. Kyk net hoe mooi is hierdie. Alles in fynere detail. En dan gaan jy net so langs aan en zoep. Kyk daai pragtige geel blommetjies. Hierdie hele natuur is net chock en blok vol van die mooiste mooi. Ek wens julle was hier gewees. Dit is regtig 'n mooi oggend. En moenie dink dat die sagte drizzle ons keer nie. Regtig 'n mooi oggend. Ek kan nie wag om by die rivier uit te kom nie. Ons
is nou hier by die brug. Die laaste keer wat ek hier was, het ek hier oorgery. Het lyk 'n klein bietjie anderste. Maar dis heel moontlik een van die mooiste spots hier rond. Ons gaan nou afsoen toe. Lekker. Wag, kom ek wys julle gou, lyk dit net hierdie kant. Dis mooi hier so bo. Wat 'n voorreg. Dis maar net dood eenvoudig mooi. Ja. En natuurlijk hierdie brug. Hierdie brug, mense. Nou kyk, as julle nou nie agtergekom het nou al teen die tyd nie, dit het nou intussen begin reën. My baadjie is lekker nat. Hy lê gelukkig daar onder die boom, so ek probeer hom bietjie red. Maar die voorreg om so in die natuur te wees is, ek besef nou net weer vanoggend, is so amazing. Ek dink ons het baie mooi plekke reg deur die tuinroete waar daar staproetes is waar jy kan gaan stap en net bietjie ontspan en net weer asem skep. En ek dink dis wat hier gebeur vanoggend. Gewoonlik doen ons 'n onderhoud met een of ander asemrowende persoon wat besig is met een of ander asemrowende projek of 'n lewe hier in die tuinroete. Maar ek sit hier so en ek dink so by myself, julle weet wat, ek dink vanoggend doen ek 'n onderhoud met die natuur, met hierdie stroompies se gekabbel. Kyk of julle kan hoor wat sê hy. Kyk, ek dink nou die grootste uitdaging is om actually op die punt te kom wat ons terugstap, want ek wil nie eintlik terugstap nie. Want dit is net so 'n mooi oggend. Wat 'n oomblik hierso. Eventueel kon nie wees. Kyk, is nou nie 'n kwessie dat ons sopwater nat is nie, maar ons is ook nou nie droog nie. Ek hoop daai kabbelende stroompie het vir jou ook iets gesê. Want alhoewel hy baie rustig was, het hy kliphard geskree. Maar nie so kliphard soos as ek nou hier moet gly en val nie. Nou, ek is die eerste een om vir jou te sê dat ek redelik onfiks is. En wat nou vir ons voorlê hierso, is hierdie lekker stappie terug na die voertuig toe by die tolhuis. En ek gaan dit nie afneem nie, want dan gaan julle my hier hoor. Kan jy dit glo? Dis wat gebeur as jy heeltyd voor 'n rekenaar sit en edit. Net werk jy hele tyd terwyl jy kyk hoe mooi is dit. Right, mense. Ons klim hierdie bult teen 'n tempo. En nou ja, soos wat dit nou maar is, het dit begin liggies reën weer. Ek het my bril se wipers by die huis vergeet. So ek sien die druppels op my bril. Plaas dat ek die hoed op my kop hou, maar
Is darem lekker hoor, maar julle kan hoor die windjie waai ook so liggies. Ons is amper by die tolhuis, so nou is die groot vraag. Is hulle oop? Het hulle pannekoek? Ek wil nie eens daaraan dink nie. Is darem 'n lekker plek, julle moet meer hier kom by die tolhuis. Selfs al is die pad nie oop nie, die tolhuis is oop. Asseblief sê vir my julle het koffie en pannekoek. Ons wag net vir jou. Net vir my. Jy kan maar aankom. Nou, Ons gaan nou vir jou gee. en ek sien die 4 keer is ook amper reg. Die 4 keer is amper reg, maar dit is so koud vanmôre. Nee, duidelik nie, maar is nat. Hoe lanklaas was ek so reg vir 'n pannekoekie soos wat ek vanaand is. Vanoggend is, wel, kyk, wys net waar my gedagtes is. Right, ek wil net graag sê, ek het my heerlike koffie wat heerlik is met bietjie kondensmelk by. Maar dan wil ek ook vir julle sê, die pannekoek het gekom en hy's heerlik. Hulle is oop Saterdag en Sondag tussen 9:00 en 3:00 vir pannekoek en koffie. Hulle is nie so duur nie, so moet dit nie uitmis nie. Ek is so bly ons het gekom.